nuwe dag breek oor die kusdorpie Stilbaai. Ek en Denver is steeds op besoek hier. Verlede week het ons die dorp verken. Ons het na 'n mannekoor geluister. Hulle is stout. Hulle is baie stout, ja. Baba in 'n kombers leer maak. Ag, dit is so lekker, Katrina. By 'n rubberkunstenaar ingeloer. Dat hange wat jy sien is vreemd. Geleer van die Blombosgrot Hierdie is werklik Homo sapien. en by droomvangers 'n besoek afgelê. Ons plan om al die huise so mooi te maak. Môre. Hi, Swart dankie. koffie, né? Ja, lyk of jy uitgerus het. Heeltemal, ek is reg vir die dag. Ai, Stilbaai. Die lug is so vars. Waar kry ons mekaar vanaand? Ek wil die see sien. Wat van daar by die uitkykpunt by Waterkantstraat? Ja, so voor die son ondergaan. Kom ons drink dit gou eers hierdie klaar. Dan gaan ons. Die grootste gedeelte van die jaar is Stilbaai 'n stil en rustige dorpie. Maar Desember vakansies lok die pragtige strande en die wonderlike weer hordes vakansiegangers. Dan's hier nie plek vir 'n muis nie. Soos in die meeste klein dorpies is hier ook baie kunstenaars. En Louis Hemstra is 'n kunstenaar wat baie pret het met sy kuns. Louis Hemstra bly op 'n ekolandgoed in Stilbaai. Elma, Hallo. baie welkom hier in die paradys. Baie dankie, Sjoe. Paradys inderdaad. Kom in. Dankie. Ek sien uit om jou kuns te sien. Dis doodreg, ons sal vir jou wys. Ek is nou juist besig om karikature te teken van die twee vriende van my. Ek sien hallo. Dis Phil en Elma Hallo Phil. en Roberto, Hallo Roberto. Italianer. Italianer. Goeie vriend van ons, Ja. ja. Ek was weer besig om hulle te teken hierso, so ons kan dit miskien net klaar maak. Wonderlik. Met karikature moet jy kyk en neersit wat jy sien. Waarna kyk jy? Jy kyk na prominente kenmerke. Ek vul dit 'n redelike prominente neus. En Roberto het nou hierdie kinnebak baard van hom. Ja. Jy kyk dit en dan oorbeklemtoon jy dit. En omdat hulle vriende is, kan jy ook seker 'n lekker energie tussen die twee maak. Nee, kyk, Roberto is 'n kosfoendie en Ja. vol geniet dit om saam met hom te eet, weet so. Maar dit gaan hoofsaaklik maar oor die karaktertrekke en dan die impetus van wat het dit veroorsaak. Hulle moet nou maar baklei oor wie gaan hom kry, dalk moet hulle hom in die middel deursny of iets. Roberto, are you happy with that? Very happy. Very happy. Watter een is ek? Hulle is baie beïndruk met die skets. Nou is die besluit wie gaan hom kry. Maar dink jy nou jy sal iemand soos ek wat nou net hier ingestap het, sal jy vir my ook een kan maak? Mooi meisies is dikwels nie karikatuur maar nou gaan dit gesigte, maklik maar wees kom ons vir jou. probeer. Kom ons Goed. probeer. Maar nou moet jy vir my instruksies gee. Jy moet vir my so 'n bietjie skuins kyk. Want jy het 'n mooi voorkop wat ek wil uithaal daarso. En dan kleinerige neusie. Ek wonder wat gaan hier uitkom. Ek dink dit is vir so 'n vinnige enetjie is dit min of meer wat ek sou neersit. Dit is hopelik die prentjie van my toekoms. Ek wat rustig besig is om te skilder Absoluut. en uit te kyk oor so 'n pragtige omgewing. Absoluut. Karikature het ek van standaard 6 op hoërskool begin. Dit was maklik op die universiteit want jy het in 'n lesingssaal gesit, dan het jy 'n papier voor jou en 'n pen in jou hand. En as die prof dan iets snaaks doen of iets snaaks sê, dan vloei dit. Dan kom dit. Louis gaan wys vir my van sy meer ernstige werk. Ek het hom gedoen daar by Kruisrivier, naby Oudtshoorn. Ja. So jy kry so 'n toneel en dis belangrik weet dat die skaal van die mense daar so gee vir jou die grootte van die Dis bome. waar. Hier is eene wat ek hoofsaaklik met 'n paletmes gedoen het. En dis nou olieverf. Dis hè? olieverf, ja. Hierdie man het werklik talent. Alles wat hy doen is regtig iets spesiaals. Wanneer het julle hiernatoe gekom? Einde van 2008 het ons hier ingetrek. En dit is nou jy en jou vrou. Ja, sy het reg voor my in die klas gesit en ek het haar getuister tot sy kennis geneem het van my. Sy's 'n baie goeie krit. Ja. Sy skryf meer, sy doen meer die woordkuns. So nee, sy's 'n absolute inspirasie en dit is sy wat my gedwing het om uiteindelik formele klas te kry. Van 'n pen tot olieverf tot waterverf. Louis is baie veelsidig. Ek gaan sit by Anne en ons raak sommer lekker aan die gesels. Louis sê jy is sy grootste kritikus gewees en is nog steeds. Ja, maar ek hoop daarom ek is sy beste maatjie ook. Hy het altyd meer gesit in komiks teken in die klas as oplet. Ja. Kyk, 'n klaskamer met 'n prof en 'n klomp studente is net 'n grap wat 'n plek soek om te gebeur. Maar Anne, hy is nou nie die enigste kunstige mens in julle gesin nie. Jy skryf blykbaar.
My kinders sê pappa teken met 'n verfkwas en mamma teken met woorde. Ja. Ons het 'n baie aktiewe skryfkring hier op Stilbaai. Ons het 'n lekker leeskring. En die skryfkring het elke maand 'n tema waaroor ons moet skryf. En een van die temas een maand, so 'n jaar of 3 gelede was 'n kinderverhale. Ja. En toe het ons die mooiste van die kinderverhale wat geskryf was bymekaar gesit en Lou het vir ons geïllustreer. Kan jy dalk vir my een van jou stukkies lees? As ek nou sommer so vinnig moet kyk, ek het sommer een oggend gesê ons het nie getrek nie, ons het omgeblaai. Ons het ons lewens omgeblaai. Dis 'n mooi manier om dit te sê. Ja. En ons belewenis van Stilbaai en hierdie paradys waarin ons bly, het vir my laat sê ons bly in 'n ander Eden. Hier woon vreemde mense wat kaas koop vir kooksterte, wat praat met veldmuis en vinke en hulle luister. Met God hoef hulle min te praat, niks te vra, skraps te sê. Hy het reeds gegee wat hulle moet hê. Dit is ons belewenis. Ja. Dit is ons belewenis van Stilbaai. Wat 'n lekker besoek aan 2 kunstenaars. En ek moet sê, Louis het my nogal goed vasgevang met daai skets van hom, met die kwas in my hand. Melkhoutfontein is kleurvol en vriendelik. Ek het 'n afspraak net hier in Heidelaan vir 'n lekker resep. Hallo, Denver, welkom in Melkhoutfontein. Baie dankie man. Vandag maak ons die aardappel mieliekoekie. Dat is my gunsteling. Nou, presies wat het 'n mens nodig? Ons het 'n koppie meel nodig, Denver, en 'n kwart stukkie rooi peper en dan so 'n klein lepeltjie mielies. En ons het 'n kwart stukkie ei nodig en dan ons aardappel. Ons rasper dit op en 'n knippie sout en ons knippie bakpoeier en 1 eier. En dan het ons die olie nodig waarmee ons dit inbak. Oh, okay. So, is dit eenvoudig? Hoe maak 'n mens? Wat Nee, dit is baie eenvoudig, Denver. Dat gooi jy in jou bak. Sal ek maar vir jou help? Jy enige tyd, Denver. Ek hou daarvan as jy So wil. hierdie gaan hier in? Dat gaan daar in ons aardappel. En dan gooi ons ons ei in. Nou, sê. So kan ek maar opsit. Pepertjie in, Denver. Mielies. Gooi ons lepeltjie sout in. Dan gooi ons 'n lepeltjie bakpoeier in. So saamgooi resep, né? Dat is 'n saamgooi resep, ja, Denver. En dan gooi ons die eier in, Denver. En dan gooi ons ons meel in en dan begin jy hom lekker deur te roer. Dat hy deur is. Dit is nou genoeg geroer. Ons gaan dit nou in die pan gooi. Okay, so gaan ons net dit ingooi. Ja, ons gaan eers die Olie. olie ingooi. Dis reg. Ons plaat is warm. Dan skep jy sommer 'n lepeltjie. En dan kom hy in die pan. Kom maar nog insit. Ja, jy kan maar nou redelik insit, Denver. So is nogal gou. Ja, hy bak redelik gou. En nou kan ons hom maar uithaal, Denver. Net oppas vir die warm olie. Maak daarom lekker. Dan sit jy maar hier op die Dan sit ek hom Dis op die perfect. vegie dat die olie nou net kan intrek. So hier 'n resep. Is dit jou eie resep? Dis my eie resep. En waar kom dit vandaan? Hoe jy daaraan gedink? Ek het eendag by die huis gesit en ek net gedink 'n mens kan so baie dinge doen. En te mens sien alles by Hilda, ek wil dit nou nie waar sê. O, heel op die televisie. Okay. En toe het ek nou sommer alle kombinasies bymekaar gesit en toe kom ek op dit uit. Ek kan nie wag om te probeer nie. Ek moet vir jou vra, is jy hier van Stilbaai? Ek is hier van Stilbaai. Ja? Ek bly nou al 12 jaar hier. Lekker, hoe ervaar jy die plek? Die mense is baie vriendelik, baie gaaf. Okay, sal ons dit probeer. Jy moet saam eet, né? Die unieke resep. Met 'n unieke smaak. Dit is nou regtig lekker. So eenvoudige resep wat so lekker smaak. As jy Betty se aardappel en mielie koekresep soek, kry hom op ons webblad moeilip.tv en ons Facebookblad. Baie lekker. Betty is 'n towenaar. Met 'n minimum bestanddele 1 2 3 skep sy 'n wonderlike gereg.
Ek is gelukkig om vandag in Stilbaai te wees, want hier in Melkoutfontein is daar vandag 'n belangrike interskole sportdag. En sport op klein dorpies is groot. Lyk my hierdie is 'n netbal en 'n rugbydag met 'n klomp toeskouers. Tydens 'n rugbywedstryd is hier 'n klomp jong dames besig om voor 'n skare op te tree. Veronica Wessels, die afrigter van die meisies, het my uitgenooi om hierdie dag te kom bywoon. Ek kry haar gelukkig redelik maklik tussen al die mense. Veronica, die Seagull dansers, waar kom die naam vandaan? Seagulls dansers is omdat die rugbyklub, die plaaslike rugbyklub van Melkoutfontein Stilbaai, is die Seagulls rugby voetbalklub. Waar het begin? Weet jy, my man Jackie Wessels was betrokke by die rugby en ons het altyd gesien dat tussenin wanneer die B-span afgaan, dan is al die spanning reg vir die A-span en dan is die toeskouers vir alles wat die derby is om Riversdale en Albertina, dan raak die gemoeder 'n bietjie hoog in die spanning en toe dink ons nou maar toe kom ons die dansers op, laat hulle bietjie die mense kan weer. En dit het gewerk. So ek voel dat as hulle hier kan wees, ons kan hulle besig hou, dan doen ons dit. En wie dink die bewegings uit? Hulle doen dit weer, hulle doen dit self en hulle sien kans vir baie. Ek kan nie meer daai dinge doen wat hulle doen nie, maar ek probeer hulle dan te laat glimlag en te laat ontspan. En wat dink jy beteken dit vir die kinders om deel te wees van so iets? Maar hulle kan hulle uitleef, hulle kan kind wees, hulle kan jong meisies wees. Veronica het 'n passie vir wat sy doen en sy gee regtig om vir hierdie meisies. Ilanza, jy het so lekker gedans daar op die veld, hè? Ja, dit was ons wonderlik om daar te dans. Hoe lank is jy al deel van die groep? Ons is nou 2 jaar by mekaar. Ons het begin as 'n klein groepie. Ons het verlede jaar, dus dit ons Hesse Got Talent gewen met 'n R5000. So julle neem aan kompetisies ook deel? Ja, ons doen dit maar vir ons best wel, nou ons baie besig in die gemeenskap. En jy en die ander meisies kom julle goed oor die weg? Ja, baie goed. Ons verstaan mekaar mooi as ons foute maak, ons raas op mekaar. En dit is vir ons wonderlik, ons geniet dit alles saam. Wat doen julle vir fun? Ons kom by mekaar, ons reël vir ons julle jong mense iets. Ons vat sommer 'n stapie na die see toe, rivier, vat foto's, dit is vir ons baie goed om foto's te vat, selfies en alles daai. Ag, lekker. En baie sterkte met al julle kompetisies en al julle optredes. Ja. Daar's dan niks so lekker soos die gees by 'n sportdag op 'n klein dorpie nie. Sjoe. Stilbaai is bekend vir baie wonderlike dinge, maar iets anders waarvoor hy ook bekend is sy wind. As hy waai, dan waai hy, soos jy kan sien en hoor. Inverroche is 'n brouery waar hulle eeueoue broukuns met plaaslike produkte vermeng. Ek het 'n afspraak met Lorna Scott, die eienaar. Hallo, hi Lorna. Hi Denver. Hi Ryan. Sit gerus. Baie dankie. Lorna, wat maak julle gin spesiaal? Wat maak dit anders? Ons gebruik fynbos wat heeltemal uniek is en geen ander gins in die wêreld tot ons dit begin het nie gebruik fynbos as 'n bestanddeel. Inverroche, waar kom die naam vandaan? Ons familie het beide Skotse sowel as Franse Hugenote voorouers. So ek het die 2 woorde wat ons saamgesit het. Inver is die Skotse woord vir die samekoms van waters. Roche is die Franse woord vir klip. En hoekom ek die 2 woorde gekies het om saam te kom is juis om die onderliggende storie te vertel van die fynbos. En die kalkryke gronde hier is besonder omdat dit water behou en dit reageer en werk saam met die plante. So dis hierdie pragtige skakeling tussen water en klip wat lewe gegee het aan die fynbos en dis my storie vir my naam. Inver en Roche. Hoe fascinerend is dit nie, né? Wow. Die klassieke een hierso is hoofsaaklik met fynbos gemaak wat nou uit die streek hier in die middel vandaan kom wat kalksteen is. So ek gaan nou vir jou net hierdie gee. En hier is byvoorbeeld van die tipe boegoe wat ons daarin gebruik. Jy kry daai heerlike lemoengeur. Nou met die geur hierso, as jy nou net so in die bokant jou neus daar in daai glasie indruk, dan gaan jy daai lemoen sitrusgeur. Sien jy hoe kom hy uit? So dis hierdie ongelooflike ryk olies wat in die fynbos is, wat ons nou in ons gin insit, wat dit nou anders maak. Rol hom so oor die tong, en dan sodra hy nou warm in die mond is, sluk jy,
en maak net so bietjie laat die asem net deur. Sterk nee. Sterk ja nee. Maar nou behoort die warm geure van die sitrus oor te bly. Nou goed, nou gaan ek vir jou die geheim wys hoe om 'n behoorlike gin en tonic te geniet met hom. Mense verwoes die arme gin gewoonlik omdat hulle te veel tonic bysit. Jou verhouding behoort, as ek hom so in die lig hou, nooit meer as 1/3 gin en 2/3 tonic te wees nie. En die oomblik as jy nou 'n snytjie suurlemoen insit, dan sit jy hoofsaaklik sitroensuur daarin. En hierdie suur is geneig om daai verskillende olies weer op te breek. So nou verwoes jy nou eintlik al my hande werk nou hier een klap soos jy dit nou doen. So jy moet dit nou nooit weer doen nie. En so ons wil net die skilletjie gebruik. Kyk net na daai borreltjies wat so uitkom. Sien jy die borreltjies wat daar opkom? Dis nou die olies wat nou uitkom en dit reageer, dis reg met die gin. Nou proe hom nou. En die bitter geur wat mense nou altyd verwag, die word minder. Maak dit nie 'n verskil nie. Dis regtig baie lekker. Ek hoop julle mense het nou gesien hoe drink 'n mens gin en tonic. Dis vreeslik interessant. Sjoe, hoe kom jy besluit om gin te maak? Gin is vir my die manier waarop ek 'n storie vertel oor 'n besondere plek. En Stilbaai is reg in die middel van die wêreld se rykste blomkoninkryk. Maar die besondere element daarvan is nie net die blomme self nie, maar dis oor hierdie geskiedenis wat terugstrek na die oertyd toe, dat ons so noue verhouding as mens met die natuur hier gehad het, dat ons op hierdie fynbos staat gemaak het. En dis hierdie fantastiese storie wat ek graag in die wêreld wil uitdra. En ek maak gin omdat gin die enigste alkoholproduk is wat jy kan gebruik om jou bestanddele te gebruik om stories te vertel. Nou het ek die geheim van gin geniet ontdek. Dis daai klein stukkie skil wat die verskil maak. Mooi loop. Baie welkom by alle gaartjies. Baie dankie. Dit is so interessant hier binne. Ek wil sommer onmiddellik begin kyk. Dit is nou baie mooi. Dis 'n handgemaakte gehekelde kombers en hy's nie so warm nie, so jy kan hom vir die laaste deel van die winter gebruik. Dis pragtig. Oh, dit is so snaaks. Vir die van julle wat nog 'n probleem het hiermee, is jou oplossing. Nou, hier's baie honde op Stilbaai. Hier's ietsie vir die strand om 'n toom te hou. En as die wind waai, is hier selfs vol met teehempie. Dis 'n lekker plek om by koffie te drink. Maar ek het ongelukkig nie nou tyd nie. Hier in Stilbaai is daar baie interessante groepe. En net hier oor kan die rivier in Stilbaai Wes is daar line dancing. Dit moet ek sien. Hulle laat dit so lekker lyk. My voete juk ook om saam te dans. Mens voel sommer die energie in hierdie garage. Fantasties. Hallo Esther, hoe gaan dit? Waar het jy begin om line dancing te doen? Ek het op Kleinmond begin line dancing doen en toe ek hierna toe trek toe is hier nie. Toe begin ek sommer my eie skool en toe het ek later gaan kwalifiseer. Een keer 'n jaar gehou as 'n baie groot sosiaal hier na naburige dorpe kom. Nou soos omtrent so 100 dansers op die vloer. Is dit soos 'n kompetisie of Nee, net net social. Dink jy, Hester, ek gaan dit regkry? Ja, dit is probeer. No pressure. Ons begin met toe strut in 'n rocking chair. Okay. Toe strut, forward rock, back rock. Toe strut, side rock, turn. No, heel strut, forward rock, back rock, step, kick, and a coaster step.
En dis die dans dis. Baie maklik, ek het hom. Meisies, kom ons dans. Strut, strut, rocking chair. Strut, strut, side rock chair. Strut, strut, rocking chair. Step, kick and a coaster step. Step, lock, step, step. Mambo, run, run, run. Coaster cross your box. Side together back and a coaster cross. Strut. Nou begin ons voor. Ja. Dit is vreeslik lekker om dit te doen en hier gaan jy oefening kry sonder dat jy weet jy oefen. Kick and a coaster step. Step, lock, step, lock, step. Mambo, run, run, run. Coaster cross. En weer 'n coaster cross. Sjoe, dit was lekker, maar nou is ek moeg. Maar ek wil gou nog met iemand gesels. Aida, wow, dit lyk of jy dit so geniet. Ons geniet dit verskriklik baie. Hoekom doen jy line dancing? Dit is in die eerste plek terapeuties. En as ons hiernatoe kom, dan kan jy aan niks anders dink nie. Jy moet konsentreer en jy geniet net. Ja, en dis waar die terapie ook lê, né? Jy kan nie aan jou sorges by die huis dink nie. Dis hy. En wat sê die bure daarvan? Wel, die meeste van die bure wat hier bly, kom net hiernatoe met vakansies. Aida, vertel my van hierdie oulike T-hemde wat jy aan het. Wat staan op what happens in Stilbaai stays in Stilbaai. Ja, met ons vorige social het 'n groep van die Kaap af hiernatoe gekom met hierdie T-hemde. Ja. En toe het ons besluit, ons gaan ook almal vir ons hierdie T-hempies koop. Sjoe, ek gaan inderdaad nou neerval. Maar ek het so lekker gekuier saam met hierdie gesellige groep vrouens van die Line Dancing Club in Stilbaai. En glo my, dis baie harder oefening as wat mens dink. Op die oog af lyk die dorp baie stil, maar hier gaan baie aan en die mense is besig. Gedurende die jaar bly hier ongeveer 6000 mense in Stilbaai. Maar tydens die Desember vakansie kan die bevolking tot 30.000 groei. Stilbaai is nie net 'n vakansiedorp nie, maar is ook 'n uiters gewilde aftreeplek. En met die klimaat en die pragtige omgewing is dit maklik om te verstaan. Omdat ek al van tevore in Stilbaai was, het ek baie van die plek verwag. Maar eintlik het ek nog meer gekry. Dan moet 'n rede wees hoekom hierdie dorp se naam Stilbaai is. Ek verstaan dit nou. Hier raak mens werklik stil van binne. Hier's baie sport vir die aktiewes onder ons, maar dan is hier ook baie winkeltjies as jy 'n sniffelaar is. Ek stap vir oulaas deur die laatmiddagson. Ons kuier in Stilbaai is amper iets van die verlede, maar ek en Denver gaan mekaar op een van die mooiste punte in die dorp ontmoet om totsiens te sê. Hi. Hallo. Hoe was jou dag? Ek het 'n lieflike dag gehad, hè. Dis 'n besonderse plek hierdie. Ja, dit is. En dit was aan Stilbaai. Ons groet tot 'n volgende keer. Selfde tyd, ander plek. Mooi loop. Ja, Dit is heeltemal skoon.